Daar is hy. Kom ons kyk gou na overfueling. Hier is hy nou. Dis 'n nuwe piston. Ek gaan nou vir julle stap vir stap wys wat gebeur. Nommer 1 tot worst case scenario. As jy dit vir jou verduidelik. Jou diesel wat jy koop, het jy al in die pad gery, ons het dit almal al beleef. Dan ryk jy, ek ry paraffien brand. Dis hy daai. Dis daai man wat by 'n pomp ingegooi het by filling station en hulle het dit gemeng met paraffien. Daar's paraffien in die brandstof van 20 tot 40%. Nou wat nou gebeur is, nou gaan ek vir jou wys. Maar een van die culprits ook, op gaatjies en pistons brand het piston C's. Mapping. So, dis nie te sê, jy map jou kar en jou bakkie en, maar hy gaan 'n gat in brand, of hy gaan iets op ding is nie, anyway. As jy kyk na hierna, kyk as ek sê gewoonlik, as jy 'n vinniger kar wil hê, gaan koop 'n vinniger kar. Hier is hy. Daar's 'n gat waar daai piston gebrand. Hier is die draad om te wys. Regdeur tot in sy skryperring. Dis gewoonlik hoe hy brand. Maak jy duidelik die gat sien ek het die draadjie daardeur gesit. OK. Dan is jou eerste fase. Tweede een is wanneer jy 'n faulty injector het. Onthou net een ding wat ek nou vir jou sê. Ek het dit self beleef. Dis nie te sê as jy overfueling het op 'n voertuig, jou injector is gone nie. Ek het dit self gehad, ek het hou gehelp onder in Bloemfontein. Die motor is by ons gedoen, daar was recall injectors in, en ek kan nie toe onthou nie, want ons doen so baie masjiene, toe kon ek het nie onthou dat daai injectors by my gedoen is nie. Toe bel hulle my, toe ek afgegaan, geluister die motor, sê ek vir jou, haal die top af, toe haal die top af. Toe vat ek die injectors, sorry, ek het hulle uithaal en ek het laat hulle invat en iemand toe te laat toets. Dis 'n 5-silinder gewees. Dis geen injectors, enige fout, almal is 100% korrek. Dis die bakkie gemap. Dis wat hy doen. Nou wil ek jou ander ding sê. As jy, hoe bepaal jy? Want nou staan jy as 'n mechanic, dit het met my ook gebeur. Tot en met ek nou die ondervinding opgebou het agterna, deur iemand wat my ook geleer het. Ons leer mekaar elke dag. As jy 'n nok in 'n masjien kry, hier staan hy tok, tok, tok en hy klop of hy mis op 'n diesel. Hoe bepaal jy of dit 'n meganiese nok is en of dit 'n diesel nok is? Wat jy basically doen is, jy ref daai voertuig op 3000 revs toe. En jy hou hom dan, moet niks doen, jy hou die throttle net daar. Right? Dan sluit jy hom af. As die nok weg is dit 'n injector. Onthou dit. As die nok weg is dit 'n injector. As die nok nog steeds daar is dit tent om 'n piston slap, of 'n rod, of 'n conrod bearing, of 'n bush, op die conrod begudging pin, whatever the case may be, dan is dit 'n meganiese probleem. Onthou dit. Dis jou maklikste manier. Ek het al motors hier gaan, maak ek die motor oop, dan breek hy niks binnekant nie. Alright, dan doen ons hom. Ek is gevra om te doen, as jou doen hom anyway. Maar dan kom hulle agter, is eintlik 'n injector gewees. Alright, kom ons gaan terug hierna toe. Nou, dis jou eerste fase. Mapping. Ek skiet nie mapping af nie, dit werk nie vir my nie, as dit vir jou werk, doen dit. Gaan in elk geval een of ander stadium die motor doen. Ouens sê vir my bakkie loop al 10 jaar met mapping. Dis alright. Dan sy bakkie 4 jaar oud. Dis 'n nuwe bakkie, hy's 4 jaar oud. Maar alright, ek gaan nie daaroor ingaan nie, dit gaan oor hierdie. Nou, dit is die piston van my kant af. Dis 'n 5-silinder, kwansys nou maar. En jou gudging pins lê almal in 'n reguit ry. Nou ek staan voor die voertuig, met ander woorde, my linkerkant gaan die drywer se kant wees, die bestuurder van die voertuig. Ek kyk van voor na agter. As jou piston daar gesies het op die kant van die drywer en hy niks daar gedoen nie, injector, overfueling. Jy moet laat die ou wat die injector jou toets bepaal of hy reg is of nie. Moet nooit 'n injector insit nadat die engine geoverheat het en sê okay, hy shot nie. Want jy gaan probleme kry. Nou hier is die vierde, die derde fase. Detonation. Reg rondom. Dis nog steeds overfueling of enige probleem met brandstof of 'n injector. Wat hier gebeur het, die rede hoekom hy albei kante gesies het, as jy kyk na daai piston, wat net daar gesies het, hy het niks uit mekaar uit geskiet hierson nie, hy het net hier begin sies. Alright? Hierdie ene het gedetonate, hy het uit mekaar uit geping, detonate, klaar. Nou ek gaan net vir jou ander ding sê, wanneer jy dit kry,
Onthou, detonation is 'n internal combustion overheating. Jou head gasket gaan nie blaas nie. Gaan kyk om. Hy blaas nie. Hy detonate alles uit mekaar uit en omdat hierdie stukkies afskiet, smelt hy die piston beide kante vas. Alright, dis wat dan gebeur is. So, die meeste van dit het nou hier geakkumuleer en die ring het dit bo gehou, toe hy nou basically so gesê. Dit het nog nie deurgegaan onder toe nie. Maar nou, check hierdie ene. Hierdie ou het vir hom gery. Hy het niks gehoor nie. Dis hoe hy lyk teen die kante. Dis hoe hy lyk teen daai kant. Die stukke aluminium akkumuleer hier teen die kante, hy bou op. Dan begin hy hier 'n wal maak. Ek het lanklaas so een gesien wat so erg opgevak is. Maar anyway, daar is hy. Dis wat gebeur. Detonation ping, die stukkie sit hier. Maar nou wil ek vir iets anders vertel. Wat jy nie in ag neem nie. Nou sê jy vir jou ou wat jou engine remove en fit, as jy van al die engine uit, engine kom na my, ek doen die hele engine op, maar jy het iets anders te vergeet. Hulle vat die intake, die exhaust manifold, buig alles op, walla, daar gaan hy. Nou het jy hierdie ding vergeet. Jou turbocharger, jou exhaust manifold. Onthou, as dit gebeur het, sit hierdie stukkies aluminium vasgebrand aan jou pis, aan jou valves, binne in jou ports, oral is van dit op. Jy het vergeet van een ding, die engineering maak is reg, chop. Maar wat jy vergeet het, is jy het nie gaan kyk na jou exhaust manifold nie. Jou exhaust manifold is vol van die stukkies aluminium, wat vasgebrand het in die exhaust manifold. Wat dink jy wat gaan gebeur? Jy klim in die kar, die kliënt vat om my toets om my ry in die dorp. Onthou, daai ding het nog nie daai temperatuur bereik wat hy op 'n oop pad bereik nie. Nou ry hy kar 2 maande. Nou waar hy. Kom, ek het nou van Durban af opgery in Newcastle toe. My bakkie se turbo het opgepak. Onthou, as daar stukke van daai turbo kan ook die engine binnekant beskadig. Nou het hy gery. As jy kan terug onthou, ons ouer manne het in die aanbied, dan sit jy daar agter by daai Bedford. As hy Bedford in die dorp ry, sy shop. Die oomblik wat jy daai lang pad vat, jy ry 30-40 km, dan brand daai exhaust manifold bloedrooi. Dan smelt hy daai aluminium los en waar gaan hy heen? Reg deur jou turbocharger. As hy weg is jou turbocharger. So jy moet die exhaust manifold vervang en ek sal jou aanraai. As dit gebeur, vervang liewer die turbo. Dit gaan terugkom na jou toe. So, dit is baie belangrik om al daai goed na te gaan. As jou kar 'n cat op het, die bakkie, praat met die kliënt. Dit gaan om 6 of 7 rand kos vir 'n ander cat. Ek sal sê, haal net die cat se inruit of laat hulle vir jou 'n ander elbow opsit. Want jou cat gaan geblok wees. Hierdie stukke aluminium gaan daar sit en hy gaan nie daar so warm word laat hy dit gaan uitsmelt vir agtertoe nie. Wat dan gaan gebeur is, nou sit jy 'n splinternuwe masjien in. Ek praat nie nonsens nie. Kliënt het my gebel vir dit, 'n garage. Ek het so toe gegaan, en ons sê, right, jy moet jou cat uithaal. Disconnect hom sommer, want wat gebeur is, hy bou daai pressure op daar, want toe gaan die pressure. Hier jou turbo terug in jou intake manifold in, jou dipstick skiet uit, en dit lyk of hy motor ons nooit gedoen is nie, soos dat hy pressure binne in die masjien opbou. Dink daaraan, altyd. Dit is altyd goed om vir jou kliënt te sê, kyk wat het met jou masjien gebeur. Neem maar hy vooraf foto's en agterna. Allee.